Die Konstitusionele Hof sal môre 'n saak aanhoor oor hoe Suid-Afrika uitleweringsversoeke hanteer en die Universiteit van die Vrystaat bring 'n kameelperd navorsingsentrum op die been. Goeiedag, ek is James Kemp. Welkom by die nuus op Pretoria FM. Die regsstryd oor die uitlewering van beskuldigde misdadigers uit die buiteland na Suid-Afrika gaan môre in die Konstitusionele Hof voort. Die nasionale vervolgingsgesag nader reeds vir dekades ander lande om beweerde misdadigers na Suid-Afrika uit te lewer om voor die hof te verskyn. Volgens die Appelhof lê die mag om so 'n versoek te rig egter by die minister van Justisie. In Desember verlede jaar het die Appelhof beslis dat die NVG die mag van die uitleweringswet van 1962 oorskry het. Dit beteken dat alle uitleweringsversoeke wat deur die NVG gemaak is, nou as ongeldig betwis kan word. Die uitspraak van die Appelhof word nou in die Konstitusionele Hof hersien, wat sal moet besluit of dit van krag bly en of dit terugwerkend van toepassing is op alle vorige versoeke. Indien teen die NVG beslis word, kan talle beweerde misdadigers wat buite Suid-Afrika se landsgrense is, aan regspraak ontkom. Die Departement van Binnelandse Sake sê hy gaan dissiplinêre stappe teen verskeie van sy werknemers doen nadat 'n vletjieblaser korrupsie in die departement blootgelê het. Die vletjieblaser, net bekend as meneer T, het grootskaalse korrupsie by Binnelandse Sake se kantoor in Marabastad in Pretoria aan die lig gebring. Sedert hy die inligting openbaar gemaak het, het meneer T reeds 2 aanslae op sy lewe oorleef. Die departement sê verskeie sake wat deur die vletjieblaser aangemeld is reeds ondersoek en dissiplinêre stappe is teen die skuldiges ingestel. Die VF+ het 'n plaasaanval in die Helbron omgewing waar tydens 'n plaaswerker vermoor en sy vrou ernstig beseer is ten sterkste veroordeel. 11 aanvallers het na bewering skape gesteel, maar danksy die polisie en plaaslike boere se flink optrede is die verdagtes vasgetrek en is 22 van die skape ook teruggevind. Die VF+ het hom meegevoel met die slagoffers uitgespreek. Die Universiteit van die Vrystaat het 'n kameelperd navorsingsentrum by die Amanzi privaat wildreservaat geopen om verder navorsing te doen oor spesies wat bedreig word. Verskeie internasionale studies het die belangrikheid van volhoubare bestuur en monitering van kameelperdbevolkings in lande soos Angola, Botswana, Eswatini, Suid-Afrika en Zimbabwe beklemtoon. Die doel van die navorsing is om die spesies vir toekomstige geslagte te bewaar en die data wat die universiteit insamel is die eerste van sy soort. Die hoofnavorser oor kameelperde, professor François Deacon, sê die universiteit werk saam met 64 plaaslike en internasionale studente aan die projek. Die kameelperdbevolking word op ongeveer 68.800 in lande soos Angola, Botswana, Namibië, Mosambiek, Zambië en Suid-Afrika geraam, met Suid-Afrika wat ongeveer 30.000 van die langnekke huisves. Dan jou nuus op Pretoria FM, ek is James Kemp, hier aan die begin van die week. Ek hoop jy het 'n lieflike week verder.